Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is hier by Molopo Pekans vandag. Ons gesels pekanneetvestiging. Lardus gaan my meer vertel. Okay, jy het 'n stuk grond en jy wil pekanneete vestig, want ook die pryse is hom nie te bad nie, hy het daarom gehou. So, hoe kyk jy daarna? Wat is die goeders wat jy nie moet doen nie ensovoort. So, kom ons luister. Lardus, hoe lyk dit? Goed jy, Choppie? Nee, doodstil, rustig. Okay, so, ek wil nou pekanneete plant. Kom ons sê ek het nou 'n goeie 20-30 hektaar. Waar begin ek? Wat is noem dit nou maar die best practices as dit kom by pekanneetvestiging? Kyk, Choppie, punt nommer 1 is jy moet seker maak jy het genoeg en goeie kwaliteit water. Ja. Dit is punt nommer 1. Daai is een. Nou ek praat met my oor kwaliteit water. Wat beteken jy daarby? Hy moenie hoë natriums wees nie, ook nie hoë en onnodige ysters en sulke goed wees nie. Net 'n goeie gebalanseerde water. Ja. As hy hoog in kalk is, jy kan dit bestuur. Alle ander goed kan jy bestuur, maar as hy hoog in natriums is, dan raak jy bestuur moeilik. So dit is punt nommer 1. En dan genoegsame water. Jy moet in die omgewing van 1400 tot 1500 gallon per hektaar hê. En ek meen, dis nou gallon maal ons nou met wat? 4.5, nee? Ja. So jy praat van 7-8.000 liter per hektaar. Ja, so dis so amper so 6000 liter per hektaar. En die groot ding is, jy gaan dit nie in die begin alles gebruik nie. Aan die begin gaan jy baie te veel hê, maar as die boom vol in produksie raak, dan het jy daai water elke druppel nodig. Want ek meen, 'n groot boom, hy eet wat? Praat hulle van, as hy nou regte produksie is, hoeveel liter per dag? Ek het nou per seisoen het hy 1200 mm nodig. Justely, per boom? Ja, per hektaar basis. Per hektaar? Ja, per hektaar. Ja, 1200 mm, 1.2 meter water. En as jy vat, ons kry, ek weet nie wat julle, 300, 350. Ja, so jy moet hom sy 800, 900 kan neersit. Ja, en dis nou waar die trick Nou, dit is nie te onmoontlik as jy genoegsame water het nie. Jy moet maar net jou bestuur reg hê op dit. Dan die tweede ding is, jy moet jou grondprofiel reg kry. Ja. So jy moet vir jou een of ander landbou, wat mense dit ontlede, ou kry wat vir jou ontledings kan doen. En hy moet vir jou die ontleding van 100 tot op 400 doen. Kyk, waar lê jou goed. En gronddiepte, waar lê jou watertafel, waar lê jou kalkbanke en al daai klas van goed. Ja, want dit is net nie stout oor 'n kalkbank nie. Nee. Hy like dit nie kwaai nie. En klei, as jy nou daai kleibanke het wat jy onder het? Kyk, as die klei diep genoeg is, dan kan jy dit bestuur. Want ek het al suksesvolle boere gesien wat van bo af klei is. Ja. Maar dit gaan alles oor hoe jy jou water bestuur. Ek hoor. Want as jy hom gaan besproei soos in sand, dan gaan jy hom versuip. En dan, ek neem aan, maar soos 'n beesok, miskien begin met die regte bees of begin met die regte boom, nee. Ja, so na jy jou grondontledings en goed gedoen het, dan moet jy nou algeheel regstel. Jy moet algeheel rip, jou grond losbreek. Yes. Dan sit jy jou besproeiing in. Okay. So ons is nog nie eens by 'n boom nie. Voor jy jou boom plant, sit jy jou besproeiing in. Ja. Maar waterkarre, ek kan ons met 'n waterkar kom, 'n pakkie kom bietjie koringstrooi om, dan gaan hy mos werk. Vir 'n week of 2 ja, maar as jy dit self doen. Ja. Maar andersins, hierdie boom kry 1000 liter, daai ene kry 300, die volgende een 500. Hang vas 1000 liter. As jy 'n dammetjie maak. Ja. So die een het hulle gaan. Maar daai dinge 1000 liter water. Die een het hulle gaan eet, dan los hulle die tank oop. Dan bly hy loop. En daai ene kry net 100 liter, daai ene kry 50 en so gaan dit aan. En dis hoekom 'n waterkar nie werk nie. So jy moet jou besproeiing insit. Yes. Dan as jy jou gate maak, jy kan hom met 'n grondboor maak. As jy hom klaar gemaak het, dan steek jy hom square uit. Hoekom wil ek hom square afsteek? Anders gaan jy wortels in die ronde groei. Pekanneet se sy wortels so goeds baie lui. So hy soek 'n pertinente hoek of 'n kraak of iets om uit te gaan in die grond. Want hy moet nou half daar dan vassteek en dan ek moet nou maar hierso deur. Yes. So as jy hom kan square van die begin af net 'n square gat grou, heel beste.
Want dan het jy nie smering onder nie, jy het nie smering aan die kante nie. Ek hoor jy, want die grond boor baie keer smeer ook nog, soos wat hy Yes. afgaan, yes. Die ander plan is, jy kan hom met 'n jet spuit. Ja, Die ouens sit op die firefighters 'n nozzle in, met 4 nozzles, op 90, 4 op 45 en dan 1 op die punt, 1 of 2 op die punt. Dan spuit hulle fisiese gat. Nou dit is ook nog 'n baie nice idee, want alles is dan klaar nat. ek hoor jou. Jy spuit die gat, jy sit die boom in en jy steek hom toe. Hy vat So- net baie water. Ja. So as jy jou gat klaar gegrou het, die vorige dag tap jy hom vol. Yes. Daai oggend tap jy hom vol en as jy by hom kom tap Okay, jy hom. wag, hang vas. Die vorige dag tap jy hom vol, die oggend tap jy hom vol en dan as jy weer by hom As jy kom, hom plan dan maak jy hom weer vol. Waaroor dit basies gaan is net om daai stukkie grond wat rondom hom is, wil jy moddernat hê. Ja, Sit jou boom in, jy maak hom toe tot op sy grondperk. want ons het hom altyd net jy leer my goed vandag hierso. Ons het hom letterlik, hy's mos nou droog, so jy gaan, ek sê droog maar semi-nat. Jy het hom nou gewat, steek die gate, boom in, en dan maak jy hom nou vol, maak 'n dam rondom hom en dan maak jy die dam vol tot die dam vol is en dan gaan jy nou na die volgende een toe. Kyk, jy kan dit doen as jy daai ekstra tyd het om daai in jou plantyd om 'n dam ook te maak en hom vol te maak. Kan jy dit doen? Ja, Maar ek sien dis vir die ouens makliker soos hulle die gate grou, maak hom vol. ek hoor jou. En dan as hulle sien hulle is 3/4 deur die land, begin voor, maak hulle gou klaar weer met die waterkar, maak hulle net vol. En dan môreoggend as jy die boom insit, maak hom vol. Dan weet jy daai blok rondom hom is Jy wil seker maak dat jy jou lig weghou van jou Van lig jou weghou wortels. van jou wortels af. Ek meen hier's 'n basiese beginsel van hoe jou AirPods werk. Die oomblik as hy lig kry, Dan stop hy of met hierdie groei. broedkontrol pots, dan hou hy op met groei daarso. So, dis Ja. presies dieselfde beginsel. So as jy hom in die water indruk, as jy hom plant en jy maak hom toe, dan is daar nie lig rondom hom nie. Dan is hy, terwyl jy met jou toemaakproses, dan val daai grond in rondom hom. So dan weet jy, dit het jy reg gedoen. En dan trap jy hom ook maar sommer met die gumboots ordentlik. Hoe maak jy dan? Ja, party ons trap hom in die gumboots, maar andersins vul hom so sentimeter bo jou grondmerk op. Sodra jy hom nat maak, dan sak hy, dan moet jy dop hou dat jou grondlyn net reg is. Grondmerk hang vas. Verduidelik my. Laat ek nou eers verstaan hierso. As jy hier kom kyk, Choepie, Ja. daai is wortel, daai is bas. Ja. Dis waar jou grond moet lê. Okay. Want as hy onder hom lê, dan brand jy jou wortel. Dis 'n bietjie nat maak. Ja. Mooi sien. So as hy onder hom lê, dan brand jy jou wortel. As jy bo hom lê, dan begin jou bas vrot. So jy vul hom bo hom in. En dan gewoonlik as jy grond ingooi en jy maak hom nat, dan sak hy. So dan sak hy verby en dan die volgende oggend dan gaan jy net deur. Laat die Maak ouens seker dat hulle op merk laat is. hulle op merk is of gooi 'n bietjie grond by, dan Maar weet jy weet, jy. dis simpel goed wat ons nie na kyk nie, nê? Want nou raak haastig, jy het 1000 Ja. of 2 of 3000 bome om te plant in 2 dae se tyd. En dan maak jy dan maak jy nie seker dat daai is met die arbeidsduur, maar meantime is die bome duurder. Ja. En dan moet jy kry nou daai wat jy weer moet kom inplant en al daai tipe van goed. Yes. So maak seker dat daai grondlyn ek is seker af van ek het daai fout al meer as een keer gemaak, nê? Met haastigheid gebeur dit baie maklik. Ja, want en ook jy het nie tyd om alles te check nie, so jy moet dit maar actually doen. Ja. En dan wat ek mos nou self gedoen het, wat ek kan sê wat so goed werk. Ek kan mos nou 'n willeboom gaan plant en hom maar sommer daar op die land okuleer, nê? Ja, ou Choepie. As jy 'n meester in okulering is. En as die natuur saam met jou speel. Hoekom werk dit nie? Ek het dit nou op groot skaal getraai. Dit werk net nie. My ervaring is koop 'n regte boom kry klaar. Hoekom werk dit nie? Man, Choepie, by party ons het sukses daarmee gehad. Ja, En dit gaan alles oor die mense wat jy gebruik wat okuleer. So dit is vir jou en stap nommer 1. omstandighede ook dalk daai jaar. En jou omstandighede speel 'n groot rol. Byvoorbeeld 'n eenvoudige ding, se moshoop om sit dan breek hy daai klein afgroeisel af. Uitgroeisel breek hy hom af. So dis sulke goed wat dit moeiliker maak. Dis hoekom ons dit net te doen. Want jy traai daai goed beheer.
Jy beheer dit nie, ons kry dit nie 100% beheer nie, as dit reën het. As dit haal dit. Maar jy probeer dit beheer. Waar as jy in die oop veld staan, jy kan hom nie beheer nie. Ek hoor jou. En ek meen, dan sit jy ook nog met in 'n kwekery skep jy half 'n mikroklimaat. Wat jy nie daar buite kry, moes hom nou net, hy's nou, ja, jy gooi hom nou vir die haie en dan moet hy nou swem. Yes. Nee, so buite okuleer of ent is baie moeilik en ek dink nie daar's regtig meer ouens wat dit doen nie. Nee, ek dink ons het geleer. Nee, ek dink daar's baie min ouens wat dit nog doen, want dis makliker in koperboom soos hierdie, hy's klaar geënt. Jy sit hom in en jy begin vir hom sorg. So, wat is jou raad aan ouens wat kyk hoeveel hektaar hulle wil vestig? Sou jy gaan en probeer deursukkel, kom ons sê jy wil 30 hektaar plant, argumente onthaalwe. Maar jy het nie geld vir besproeiing en alles vir 30 hektaar nie, sal jy die 30 hektaar try deursukkel of vat jy eerder 10 hektaar en doen dit reg? Ek sal eerder hektare sny tot waar ek sien ek kan alles doen. Doen alles en doen dit ordentlik, want dis nie byvoorbeeld 'n mielie wat 180 dae belegging is nie. En jy het volgende jaar weer 'n kans nie. Jy het volgende jaar weer 'n kans. Hierdie is, jy plant hom en jou kinders kan nog steeds van hom afvoed. Right, dit is Lardus van Sail, hierso van Molipoe Pekans. Okay. Soos hy sê, doen 'n ding reg of los dit, nê. Daar kan praat uit ervaring uit en ons weet hoe om 'n pekanetboom nie te plant nie. Maar ek het vandag nog 'n ding geleer, daai grondbesigheid. Ons almal dink daaraan dat jy gaan, ja, jy sit hom op die grond merk, maar ons gaan niemand gaan check weer na die tyd is hy nog steeds reg nie. En soos hy sê, either jou bas vrot of jou wortel brand dood. Nie dit geweet nie. Maar okay, as jy belangstel, kom met hulle in kontak. Hy gaan vir jou uitsort, nie net met pekanetbome nie, met raad, al die goed wat hy oor die jare nou al gesien het by van sy ander kliënte ensovoorts. Wat werk die beste vir jou area? Linkie bo of hier onder. Dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.